Baie welkom by ons erediens. Dit is Kersdag. Geseënde Kersfees vir jou en jou hele familie, jou vriende en almal wat hierdie dag saam met jou kan spandeer of daar waar jy vandag alleen is. Ek wil jou nooi om so 'n oomblik in te neem dat ons vandag by Kersdag is. Die dag waarna ons eintlik die hele Desember al uitsien. Terwyl ek dit doen, terwyl ons stil raak, gaan ek ook vir ons die kersse aansteek en jy sal sien op die skerm gaan ook verskyn die woorde van die liturg en die woord van die gemeente en daar waar staan gemeente wil ek jou nooi om daar in jou stilte dit vir jouself op te sê of saam met jou familie hardop saam te sê. Ons steek die kers aan, die Christuskers, om ons te herinner dat Christus op die eerste nag van Kersfees gebore is. Ons sê saam, die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig opgeskyn. Vir ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy naam is ook Immanuel, omdat God deur hom by ons kom bly. Ons dink aan die nag van Christus se geboorte en vir alles wat dit vir ons voorstel. Ons dank die Here vir die hoop wat hy in ons aansteek. Die vrede wat hy vir ons bring. Die vreugde wat hy vir ons gee. En die liefde wat hy oor ons uitstort. Maar bo alles eer ons vir Jesus, die woord wat vlees geword het. Mag sy lig ons die weg wys, soos die ster in die ooste die wyse manne se pad verlig het. Genade en vrede vir jou, van die God wat lig is, van Christus wat die lig geword het, en van die Heilige Gees wat die lig in elkeen van ons aansteek. Kom ons bid saam. Here ons God, U is die lig vir die wêreld. Deur Jesus Christus het die lig nader gekom en deur die Heilige Gees woon die lig nou ook in elkeen van ons. En soos ons die lig van die kersse sien, so weet ons, U is hier, U is teenwoordig. En op 'n dag soos wat ons Kersfees vier, mag ons daardie lig opnuut beleef, mag ons dit opnuut raak sien, en mag dit opnuut ook weer iets in ons eie lewens kom aansteek. Here, sodat U lig vir die wêreld sal skyn. Ons loof en ons prys U vir die voorreg wat ons het om so saam te kan wees op so 'n besonderse manier. As gemeenskap van gelowiges, as kinders van die Here, om eer aan U te bring, fees te vier oor die grootste geskenk wat ons nog ooit kon en sal ontvang. Here, ons eer U in die groot en almagtige naam van Jesus Christus bid ons. Amen. Ons het die gebruik om in die gemeente op Kersdag ons erediens af te sluit met Stille Nag, wat iets verwoord van die geboorte van Christus. Ek wil graag vandag vir julle ook hierdie woorde voorlees aan die begin van die diens en dan weer aan die einde van die erediens, om ons saam op reis te vat, om ons in hierdie stemming te kry
van die stille heilige nag waarop Christus gebore is. Luister saam met my na die woorde. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lank verwag, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind. Stille nag, heilige nag, Hemelvors ons gee ag, op die lied van die engele koor, herders het dit die eerste gehoor, juig, die redder is daar. Stille nag, heilige nag, Jesus Heer, voor U mag, voor U ryk, moet die duisternis soog, tot in ewigheid, bly U die lig. Heer, gebore vir ons, Heer, gebore vir ons. Luister saam met my na die verhaal van Christus se geboorte, die nag, die stille, heilige nag. Die geboorte van Jesus aangekondig. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kan beteken. Die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie." Maar Maria het vir die engel gesê: "Hoe kan so iets moontlik wees, aangesien ek nie gemeenskap met 'n man het nie?" Die engel het haar geantwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die kind wat gebore word heilig wees. Hy sal seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger en sy verwag 'n seun ten spyte van haar hoë ouderdom. Alhoewel sy vroeër as onvrugbaar beskou is sy reeds 6 maande swanger. Want geen woord wat van God afkom is kragteloos nie." Toe sê Maria: "Kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens U woord." En die engel het van haar af weggegaan. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus, die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte van wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense, in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir hulle:
vir mekaar. Kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. In die middel van eintlik 'n gewone nag, in die middel van stilte, maar eintlik ook van chaos, word Jesus Christus gebore. Op 'n stille heilige nag word daar aan die herders, die mense op die rande van die samelewing in daardie tyd, word daar 'n boodskap, 'n engelelied aan hulle verkondig, woorde uit die hemel, en die geskiedenis word herskryf. Op die stille heilige nag is 'n redder vir elkeen van ons gebore. Daar is vreugde, ten minste daar in die stal van Maria en Josef se hart. Hulle kind is gebore. Die kind wat aan hulle verkondig is, op 'n besonderse manier in Maria verwek is. God word mens in 'n gebroke wêreld. Nie as 'n koning of 'n profeet of 'n priester se kind nie. Nie uit hierdie groot koninklike nageslag, so lyk dit vir ons nie. Maar as die kind van 'n skrynwerker. Verneder word God mens. Immanuel word God met ons. Nou jaarliks het ons hierdie voorreg om hierdie woorde, dit wat ons nou net gehoor het, dit waarvan ons getuies is, jaarliks kan ons dit saam vier, as gemeenskap van gelowiges, as mense wie sê ons is kinders van die lewende Here. Jaarliks kan ons saam hierdie fees vier, dat daar op 'n eintlik gewone nag, 'n stille word heilige nag, 'n redder vir die wêreld gebore is. Jaarliks sing ons lofprysingsliedere tot eer van die Here, waar ons God dank vir God wat mens word. God wat homself verneder om tussen mens te kom woon. Ons weet dat God nie aan sy koninklike status vasgeklem het, soos wat enige ander koning dalk sou nie. Maar God verneder homself, neem die slaaf van die vorm van 'n slaaf aan en kom dien die mens op aarde. Nie vir eer en erkenning nie, maar vir my en jou, vir ons, sodat ons redding kan beleef. Sodat ons vrygemaak kan wees. Ons sing al was ons nie daar nie, ons weet dis waar, die krib en Maria en die kindjie by haar. In 'n stikkende wêreld waar daar chaos is, waar daar stikkend en seer en dood en siekte is, kom daar lig. God, lig uit lig, kom nader. En die wonderlike wat ons jaarliks vier, is dat God ons deel maak. Hy trek ons in daardie lig in. Hy maak ons deel van hierdie wonderlike verhaal. Die lig het vir die wêreld gekom. En in Johannes Evangelie lees ons van hierdie lig. En dis ook ons teksgedeelte vir vandag waarop hy ons stil gaan staan. Johannes 1 vanaf vers 1 tot 14. Lees dit saam met my. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man, gestuur deur God,
wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Tot sover lees ons vandag. Hierdie inleiding tot die Johannes Evangelie is 'n besonderse inleiding. Dis anders as wat ons in die ander 3 evangelies vind. Daar word redeneer dat die Johannes Evangelie eintlik die laaste evangelie sou wees wat geskryf is. En eintlik 'n oop evangelie is, nie aan 'n spesifieke groep mense gerig is, dalk spesifiek die Jode of die heidene nie, maar aan almal. Enige iemand kan hierdie woorde lees en dit kan hulle intrek en deel maak van die goeie nuus. En daarom begin Johannes ook nie by die geslagsregister van Jesus nie. Dit begin nie by die spesifieke geboorte van Christus nie. Hy gaan selfs verder terug en begin by die begin van tyd. En eintlik selfs voor dit. Hy begin deur te sê voordat daar enigstens iets was, voordat die wêreld geskep was, was God daar. Voor enige iets was die woord by God en die woord was self God. En deur die woord het alles tot stand gekom. En ons kan vandag in retrospek eintlik terugkyk en inlees dat die woord na Jesus verwys. Maar interessant is dat die Griekse woord logos is. Logos is die woord. En die woord logos in Grieks het eintlik 'n baie besonderse betekenis vir die Jode en ook die Grieke. Dit wys weer vir ons, dit is vir 'n groter groep mense bedoel. Dit is nie vir 'n sekere groep mense geskryf of 'n sekere groep mense in gedagte wanneer hierdie woorde geskryf word nie. Nou die Hebreëse, op die Joodse groep waarna verwys word, die mense wat iets van logos verstaan, is om vir ons te help om te besef, die Jode het die woord logos gelees en hulle het geweet dat wanneer daar van logos gepraat word, die woord gepraat word, dat dit eintlik na God verwys. En ons lees daarvan in Eksodus 19 vers 17. Wanneer daar gepraat word van Moses wat die mense uit die kamp uitgebring het om God te ontmoet, sê dit Moses het die mense uit die kamp uitgebring om die woord van die Here te leer ken. Die woord van die Here was vir hulle eintlik 'n baie bekende term om te verwys na God. Moses het die volk uitgebring om God te ontmoet. Vir die Jode is die woord logos baie bekend. Dis nie 'n onbekende term wat hulle nie verstaan nie. So wanneer hulle hierdie teks lees en sien die woord was by God en die woord was self God, is dit nie vir hulle vreemde beginsel nie. Dis deel van hoe hulle oor God dink. Nou vir die Grieke sou die woord logos iets verduidelik van
'n begrip, 'n filosofie van hoe hulle oor die tyd nadink. En logos was vir hulle hierdie term wat alle chaos onder beheer bring. Alles wat donker en sleg is, bring logos bymekaar. Om iets te verwoord, bring jy jou gedagtes bymekaar. Anders is dit net klomp gedagtes wat heen en weer beweeg, maar wanneer ons woorde gee, bring dit iets konkreet bymekaar. Wanneer hulle hierdie woorde lees, want die woord was by God en die woord was self God, dan bring dit vir hulle iets bymekaar van God wat alle chaos bymekaar gebring het. God wat geskep het. God wat die donker en die chaos bymekaar bring, dit in orde sit. God wat verlig. God wat lig bring. Vir die Jode en die Grieke beteken hierdie teks meer as om net te verstaan dat Jesus die woord is. Hierdie teks bring iets tuis van God wat nader kom. Dis nie net ver en chaos en donker nie. Nee, God self kom nader. Hy kom woon tussen mens op aarde. Hy bring die lig na die wêreld toe. En dis wat ons vier, wanneer ons die kersse so sien aangesteek word ons herinner, God kom nader. God is hier. God is by ons. En daarom dan die woord Immanuel. God is hier by ons. God is met ons. So die Johannes Evangelie, nadat hy die woorde gee oor die voortyd, alles is deur die woord geskep, kom wys hy eintlik vir ons dat die woord logos 'n wese is. En hierdie wese is God. En hierdie wese wat naderkom, hierdie God wat naderkom, bring lig vir die wêreld. Hy bring lig vir my en jou, vir ons almal, sodat ons in die lig kan leef en daarvan kan getuig. Wanneer ons dink aan die lig wat vir die wêreld gekom het, is dit nie soos 'n flitslig wat in ons oë skyn en ons verblind en maak dat ons wil wegkyk nie. Dis nie soos 'n gloeilamp wat brand wanneer jy daaraan raak nie. Dis 'n lig wat lewe gee. 'n Lewegewende lig wat my en jou verlig. Ek dink sommer aan 'n plant wat die lig nodig het om te kan fotosinteer, sy eie kos te maak en te kan lewe. Dis daardie lewegewende lig wat God na ons toe skyn. Wat dit vir my en jou moontlik maak om in die lewe te kan leef. Dis wat dit vir ons moontlik maak om vrygekoop te wees. Dit maak ons vry van die donker, maar dit verlig ons om in God se lig te lewe en daardie lig na die wêreld toe te kan skyn. Wanneer ons oor Kersfees nadink, skryf die bekende teoloog Schleiermacher dat ons opnuut weer God se nabyheid beleef. Wanneer ons dink aan die lig wat skyn, ons eie lewens wat opnuut verlig word, dan word ons herinner, God het naby gekom. Daardie lig is naby en verlig my en jou. Dit verlig ons voetpad, om op die pad te stap wat God vir my en jou bedoel het. Dit maak dit vir ons moontlik om vrygekoop te wees, vry van die donker, vry van die chaos. Dat ons nie daarin vasgevang hoef te lewe nie. Nou op 'n dag soos vandag is ons diep bewus van die feit dat baie van ons familie by ons het, 'n vreugdevolle tyd beleef, saam dalk strand toe gaan, saam Kersfees ete vier.
En dan in daardie oomblikke is dit maklik om iets van God se nabyheid te beleef, in die vreugde en in die lag en in die saamwees. Terselfdertyd is ons ook diep bewus van mense wie hulle eerste Kersfees alleen spandeer. Diep bewus van mense wat die afgelope jaar regtig 'n moeilike tyd beleef het. Mense wat in hierdie lewe, op hierdie oomblik, meer chaos en donker beleef as die lig. En dan is dit so belangrik dat ons juis op 'n dag soos vandag die lig sal uitleef na die wêreld toe. Die lig sal beleef vir die wêreld, sodat die wêreld, die mense wat meer donker raak sien, meer chaos raak sien, iets van die lig van God in en deur ons kan beleef. Maar die wonderlike van dit alles is dat ek en jy nie die lig is nie. Baie keer wil ons onsself oortuig, ons is die lig vir die wêreld, ons dra die lig binne in ons en dit hang van my en jou af wie die lig beleef. Maar is so mooi wat Johannes self hier skryf. Hy sê ek is nie die lig nie, ek getuig van die lig. Hy besef iets van sy eie menslikheid, van sy eie verganklikheid, van sy eie tekortkoming. Hy sê ek is nie die lig nie. Dit hang nie van my af wie die lig beleef of waar die lig heen kan of nie kan gaan nie. Dit haal daardie las eintlik van ons skouers af om te dink dat ons so belangrik is dat die lig van my afhang. Kersdag kom herinner ons eerder dat die lig leef. En die lig het naby gekom en ek en jy kan deel wees van daardie lig. Ons kan deel hê in daardie lig. En ek het vroeër die jaar die beeld gebruik van 'n spieël en ek wil weer daarna verwys dat ek en jy soos 'n spieël kan wees. Ons ontvang die lig van die Here. Dit kom leef binne in ons en ons weerspieël daardie lig na die wêreld toe. Maar belangrik dat ons besef dat dit nie net van my afhang oor hoe ander mense die lig beleef nie. Natuurlik reflekteer ek iets van God se beeld na die wêreld toe. Maar God is reeds daar ook besig. Daar waar ons dalk dink die lig nie skyn nie. Daar waar ons dalk dink God nie werk nie. God se lig, sy lewegewende lig, is reeds daar. God Immanuel met ons, reeds daar. En ons het die voorreg om daarin te kan deelneem. Ons is soos die instrumente wat God gebruik om die lig verder te skyn, verder te reflekteer, na mekaar toe en na die wêreld toe. Want kom ons wees eerlik, God het my nie nodig nie. God het nie nodig dat ek sekere dinge doen, anders sal iemand nie gered word nie. God is besig. En as ek nie getrou is aan my roeping nie, sal God steeds daardie mense bereik, maar ek is die een wat daarop uitmis. Ek is die een wat mis hoe God werk. Ek is die een wat nie beleef hoe God besig is om te vorm nie. Ek is die een wat nie getuig daarvan oor hoe God besig is om te vorm nie. So wanneer ons nie getrou is aan ons roeping om in die wêreld te gaan leef en werk nie, veroorsaak dit nie dat iemand anders God mis nie. God sal steeds doen wat hy moet doen, want hy is almagtig. Maar ons is die wat daarop uitmis. Ons is die wie nie die lig beleef, herleef en uitleef nie. Op 'n dag soos Kersdag word ons dus dan nou ook vrygemaak van die las om te dink ons is die lig. Johannes getuig mooi daarvan, die lig het reeds naby gekom en ons
kan getuig tot die lig. Die manier hoe ons lewe, die manier hoe ons getrou is aan ons roeping, getuig tot die lig. Dit getuig hoe God in ons werk. Dit getuig hoe God reeds besig is. Wanneer ons die Kersverhaal hoor, wanneer ons stille nag saam sing, wanneer ons dit vandag vier, kan ons onthou dat God nader gekom het. God is naby, Immanuel, God met ons. Maar God wil hê ons met daardie lig gaan uitleef. God roep ons om deel te wees van hierdie werking, om deel te wees van die instrumente wat die lig verder skyn. Ons lees in Johannes 10 vers 10, in een van Jesus se ek is stellings, 'n dief kom net en steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. God het gekom, God het mens geword sodat ons die lewe kan hê. Die lewegewende lig kan ontvang sodat ons die lewe in oorvloed kan leef. Daardie refleksies in mekaar kan sien, meer van God kan leer en ontdek en beleef in en deur mekaar. Willie Jonker, 'n bekende Suid-Afrikaanse teoloog, skryf oor die manier hoe ons God se lig sien en God se lig skyn. En dan sê hy, God openbaar homself binne die werklikheid van ons lewe. God openbaar homself in die manier hoe ons met mekaar omgaan, in die manier hoe ons God se lig reflekteer na mekaar toe, in die alledaagse. Ons beleef nie net God op Kersdag nie. Ons beleef en sien nie die lig wanneer ons in kerkruimtes by mekaar kom nie. Of wanneer ons groot geleenthede bywoon waar ons God se naam groot maak nie. Ja, daar ook. Maar ons beleef God se lig, sy lewegewende lig, in die manier hoe ons met mekaar omgaan. In die manier hoe ons met en van mekaar praat. In die manier hoe ons in Spar by mekaar verbystap. In die manier hoe ons mekaar groet. Ons beleef God se lig daar in my kamer in die treintjie. Op besonderse maniere, in die manier hoe ons leef, kan ons God se lig sien skyn. En Dani de Tooy, 'n liedjie-skrywer en sanger van die groep Spoegwolf, skryf in een van sy liedere wat hy iets verwoord van sy troudag. Dan sê hy, Immanuel, God was met ons. Hy lig sy mantel oor die hier en die nou. Al is dit net vanaand, kan ons dans. Ek stel jou voor met my van. Daar by sy troue, in die tyd waar hulle saam dans, in die tyd waar hulle saam fees vier, in die manier hoe hulle saam beweeg, wanneer hy haar voorstel met sy van. In dit beleef hy God met ons. Ek en jy kan God se lig beleef en uitleef in die alledaagse. En ons weet ook dat dit ons roeping is om God se lig te leef. So ek sluit af vandag, so op Kersdag, met 'n vraag aan elkeen van ons. Hoe leef ons vandag, op Kersdag, iets van God se lig, nie net vir mekaar nie, maar vir die wêreld? Hoe laat ons toe dat God se lig wat na ons skyn, deurskyn na die wêreld toe? Is dit deur daardie tafel 'n bietjie minder te laat kreun onder die kos en dit eerder te gaan uitdeel? Is dit deur saam feeste vier tussen mense wat nie soos ek is en lyk en dink nie? Is dit dalk om vrede te maak
met die familie wat saam met jou aan die kerstafel sit. Here ons God, op 'n dag soos Kersdag word ons opnuut herinner dat God naby gekom het. Here, dat U naby is. Immanuel, God met ons. Dankie Here dat U nie aan die goddelike koninklike status vasgeklem het nie, maar dat U verneder is, mens geword het, in 'n stal gebore is, nie vir eer of erkenning nie, maar vir ons, sodat ons die lewegewende lig kan ontvang en daarin kan leef. Dit kan reflekteer na die wêreld toe, sodat die wêreld kan glo. Maak ons getrou aan ons roeping, Here, om daardie lig te leef. Ons vra dit in groot afhanklikheid van U. Amen. ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is in jou
en lei jou om te getuig tot die lig.